Die volgende reaksie bereik ewewig in 'n geslote houer by 'n sekere temperatuur. Die druk word nou verlaag deur die volume van die houer by konstante temperatuur te verhoog. Watter een van die volgende is korrek, soos wat die reaksie 'n nuwe ewewig nader? Die korrekte antwoord is C. Wanneer die volume van die houer vergroot word by konstante temperatuur, verlaag die druk. En as dit kom by druk, dan sê ons gas tel die aantal mol. Daar is 2 mol osoon, daar is 3 mol suurstof gas. Die ewewig by 'n groter volume gaan dus skuif na regs. Met ander woorde, ons gaan sien dat daar 'n vermindering is in die aantal mol osoon en 'n vermeerdering is in die aantal mol suurstofgas. So dis B of C. Die vraag is nou, verhoog of verlaag die konsentrasie van die suurstof? Nou, om hierdie so eenvoudig as moontlik te maak, kom ons kyk na ons Kc-waarde. Kc is gelyk aan die konsentrasie van die suurstofgas tot die mag 3 gedeel deur die konsentrasie van die osoongas gekwadreer. Nou wat ons gedoen het is, konsentrasie is gelyk aan aantal mol gedeel deur die volume. Ons het die houer se volume vergroot. Met ander woorde, die konsentrasies van beide die suurstofgas en die osoongas is verlaag op daardie oomblik wat die houer se volume groter gemaak is. Nou, die nuwe ewewigspunt moet nou bereik word en daar vorm meer suurstofgas. Daar word ook van die osoon verbruik om dit te doen, so daar is 'n afname in die aantal mol osoon. Nou die vraag is, kan hierdie konsentrasie suurstofgas weer terugkeer na die waarde wat dit was voordat die volume van die houer vergroot is? En die antwoord is nee. Nou ons het reeds vasgestel, op die tydstip wat die volume groter gemaak word, neem die konsentrasies van die suurstofgas en die osoongas oombliklik af. Nou wat gebeur nou om ewewig te herstel? Osoon word verbruik om suurstof te vorm. Met ander woorde, daar is nou minder osoonmolekules as voorheen. Met ander woorde, daardie konsentrasie neem selfs verder af. Die temperatuur het egter nie verander nie. Met ander woorde, die Kc-waarde bly wat dit was voordat ons die volume groter gemaak het. Nou, as daardie waarde konstant moet bly en ons sien daardie waarde het afgeneem, dan kan die konsentrasie van die suurstof nie dieselfde wees as wat dit voorheen was nie, en dit kan ook nie meer wees as wat dit voorheen was nie. Die enigste manier vir hierdie ewewig om sin te maak, is dat die suurstofkonsentrasie ook afneem. Ek weet hierdie is ingewikkeld, maar hierdie is 'n uitsondering op kort vrae. Op daardie oomblik wat die volume verhoog, neem die konsentrasies af van beide die suurstof en die osoongas. Die osoon gaan nog verder minder word om die ewewig te herstel. Met ander woorde, die konsentrasie van die osoon gaan nog verder afneem. Omdat die temperatuur nie verander het nie, gaan die Kc-waarde konstant bly. En dit is uit die aard van die saak die konsentrasie van die suurstofgas tot die mag 3 gedeel deur die konsentrasie van die osoongas kwadraat. Daardie waarde, waardeur ons hierdie breuk deel, word al hoe kleiner. Die boonste waarde kan dus nie dieselfde bly as voorheen nie en kan ook nie groter wees nie, anders verander ons Kc-waarde. So, die enigste manier vir dit om sin te maak, is dat die konsentrasie van die suurstof ook
verlaag en dit is C.